Molly, baie welkom. Dankie. Lekker om jou hier te gehad het. Baie dankie, groot voorreg om hier te kan wees. Ja, Baie dankie. en dis vandag, hoeveel jaar terug, 100 jaar terug, die 8de Junie, wat Emily Hoppehuis, waaroor die nou gaan praat, oorlede is. En weer eens, jy weet, ons ouens weet toch ietsie van haar. Jy weet, maar ek meen as jy vir iemand sê, maar in hierdie land was Moeder Teresa of wat ook al, dan kyk hulle jou skeef aan. Maar van Emily Hoppehuis weet hulle nie. En dis hoekom ek dink dit is belangrik dat ons hierdie figure, veral waar ons nou oor die konsentrasiekampe praat, dat ons dit sal al hierdie praatjies en opnames sal doen, sodat mense kan onthou. Want hierdie hele konsentrasie van 16 Junie gaan vir my, kom ons onthou. Laat ons nie vergeet. Dankie Molly. Dankie Zaai. Vandag, 100 jaar gelede, is Emily Hoppehuis oorlede. Dit is vandag die 8de Junie en dit is 'n groot voorreg om vir ons om op 'n klein skaal haar dag van haar dood vandag te kan herdenk. Wat 'n fenominale vrou. Sy was 'n fenominale vrou. Sy was so fenomenaal dat sy op die 27ste Oktober 'n volle staatsbegrafnis gekry het in Suid-Afrika. Na haar dood in Kensington in Londen op die 6de Junie 1926 is sy veras. En daarna is haar as met 'n skip na Suid-Afrika toe gebring en by die Vroue Monument in Bloemfontein, voor die Vroue Monument, is haar as begrawe in 'n volle staatsbegrafnis. Daar was verskeie stelle draers, daar was ministers en presidente wat gepraat het en dit was 'n groot geleentheid. In Rykie van Renen se boek oor Emily Hoppehuis se begrafnis skryf sy: Emily Hoppehuis, predikantsdogter uit Cornwallis, Engeland, het onsterflikheid onder die Afrikanervolk verwerf. Daarom lê sy begrawe by die Vroue Monument in Bloemfontein, want Emily Hoppehuis was 'n engel van vertroosting, ons voorspraak vir die wêreld, die versorger van die hongeres, die heler van ons wonde. Hierdie was woorde van Dr. D.F. Malan. Generaal Smith se hulde blyk het ingesluit. Daar was 'n klein hand, die hand van 'n vrou, wat na ons toe uitgesteek is. Mens kan nie praat oor iemand sonder om te vra, waar kom daai persoon vandaan nie. Emily Hoppehuis is gebore in Cornwallis, in Engeland, in 'n klein dorpie met die naam van St. Ives. Sy is gebore op die 9de April 1860. Op 40-jarige ouderdom het sy na Suid-Afrika toe gekom. Haar pa was Reginald, dit is net om konteks te verleen. Haar pa was Reginald Hoppehuis. Hy was 'n predikant van die Anglikaanse predikant. Hy was 'n biskop en hy was ook 'n opvoeder van Anglikaanse priesters. Emily Hoppehuis was uit haar kinderjare uit baie bewus van die liturgie en die betekenis van die Bybel en Christendom veral. Haar ma was Caroline Salisbury Trelawney. Emily was die 5de van 6 kinders. Die Trelawneys is ook 'n baie bekende familie daai tyd gewees. Hulle was onder andere skrywers, hulle was staatssekretarisse, hulle was politikuste en sy kom uit 'n besondere beleese familie uit. Goed. Toe sy 20 was, toe is haar ma oorlede en haar pa was sieklik en sy het hom versorg totdat hy sterf
Hy was sieklik van swak gesondheid. Goed. Op 'n stadium voordat sy Suid-Afrika toe gekom het, het Emily Happas reeds welwillendheid en hulpverleningswerk gedoen in die Amerikaanse oorloë. Nadat haar pa gesterf het, het sy verloof geraak, sy het 'n beesplaas gekoop in Mexico, sy het 'n huis gebou en sy het begin boer, maar daai verloving is verbreek. En toe wys sy die res van haar lewe aan humanitêre werk en gemeenskapswerk. Op 'n dag, op die 11de Oktober 18, dit was 'n Woensdag, op die 11de Oktober 1889 breek die Anglo-Boereoorlog uit. Emily Happas was nooit bewus van konsentrasiekampe nie. Sy het wel geweet dat daar 'n verskroeide aarde beleid is wat toegepas word. Die toepassing van dit het reeds begin in die begin van Junie. Lord Roberts het verskillende proklamasies uitgereik wat gesê het dat en dit was nadat hulle Bloemfontein ingeneem het en binnegeval het en die Union Jack daar gehuis het op die 13de Mei 1900 het hulle vir al die boere laat weet dat in 'n omtrek van 10 myl sal alle plase afgebrand word as die treinspoor enigstens aangeval is, want hulle het hulle voorraads en hulle troepe met die treinspore gebring. So het dit dan gebeur dat daar 'n klomp plase afgebrand is alreeds in daai tyd. En dan het die vrouens daar gesit, al hulle vee is doodgemaak met bajonette en doodgesteek en dit wat handig was vir die troepe is dan weggevoer as proviant vir die troepe. So daar reeds het daar al klare sosiale probleem beginne ontstaan in die sin van vrouens wat nie meer plase of huise of iets gehad het nie, tot die arbeidershuise is afgebrand en hulle is ook weggevoer. Op die 16de Junie gebeur daar 'n baie slegte ding. Dit was na die okkupasie van Pretoria. Pretoria is geokkupeer op die 5de Junie deur die Britte. En soos julle weet is Pretoria was dit die hoofstad van Paul Kruger se Transvaalse Republiek. En die boerekommando's het uit die dorpe uit kon hulle funksioneer. Hulle kon hulle pos hanteer, hulle proviant gekry en ook van die plase. Maar wat toe gebeur het is nadat die Britte Pretoria ook ingeval het, Bloemfontein ook ingeval het, die spoorweë oorgeneem het, al die Republikeinse spoorweë, het die boere toe in 'n guerrilla stryd, was geforseer om hulle oorlog verder te voer in 'n guerrilla stryd. Lord Roberts het ook vir die boere 'n opsie gegee. Hy het gesê dat indien al die boere wat die eed van getrouheid aan Engeland sweer, teken, hulle wapens neerlê en hulle kommando's ook ondersteun in die stryd. Hulle sal nie aangeval word nie en hulle plase en hulle eiendomme sal nie weggevat word van hulle af nie. Maar ongelukkig, wat gebeur het, op 'n stadium het generaal De Wet in die Vrystaat, tydens die guerrilla fase, het hy weer die kommando's beginne opneem en heraktiveer om die stryd weer verder voort te sit. President Paul Kruger is toe weg en daar is generaal De Wet en generaal De la Rey en al ons dapper boeregenerale en hulle is aangewese op die vroue se ondersteuning in die konsentrasie van die plase af, nie meer uit die stede uit nie en kommunikasie. Nou wie was die Afrikaner volk? Die Afrikaner volk ten tye van die boereoorlog was nie 'n monargie nie. Ons het nie 'n koningin of 'n koning of koningin Victoria of King Edward VII of was dit George gehad om as 'n monarg nie. So ons was nie 'n koninkryk nie. Ons het nie 'n adel gehad nie. So wat ons gehad het was ons het ons taal gehad en ons het ons geloof gehad en ons het ons trots gehad om ons republieke te beskerm. So die boereadel het daai tyd bestaan uit bywoners, mense wat klere maak, kos maak, mense wat oes, mense wat dokters is, hulle is klerke, hulle is onderwyseresse, hulle is verpleegsters, hulle help met die organisering van die boerdery, hulle het ook die tradisionele rol van om kinders te baar en natuurlik die kinders groot te maak.
En dit is wat die tradisionele rol van die boerevrou toe geword het. Okay. Daar was ander vrouens ook, wat 'n bewustheid geskep het voordat Emily Hoppa Suid-Afrika toe gekom het. En daardie vrouens was onder andere Olive Schreiner. Olive Schreiner was 'n Suid-Afrikaanse vrou. Sy was Engelssprekend. Julle sal haar ken van haar boek oor The Story of an African Farm. En sy het geskryf groot publikasies. Sy was anti-imperialisties. Sy het publikasies geskryf en briewe geskryf aan die Engelse en aan die Britte in die regering om te sê dat vrouens met hierdie afbranding in die radius van 10 myl en die afbranding van hulle wonings 'n baie groter rol het as net om kinders te baar. Hierdie vrouens het 'n rol ook ter ondersteuning, hulle moes die plaasboerdery oorneem, want hulle mans was weg. Hulle moes toe later aan die besluite neem, moeilike besluite, en saam staan en van mekaar se plase en dienste en transport gebruik maak. Die ander persoon was Marie Koopmans de Wet en haar weduwee suster. Hulle het ook voordat Emily Hoppa's nog gehoor het van die konsentrasiekampe, het hulle in Strandstraat in die Kaap, het hulle beginne uit hulle huis uit Britte onthaal en van die Britse koloniese mense onthaal en hulle gewaarsku. Hulle het ook Nederland toe, Duitsland toe, België toe, Brittanje self toe geskryf en telegramme gestuur om geld in te samel, om die mense in die konsentrasiekampe te help en die boere wat sit met niks. Die boervrouens en die kinders het later aan teruggekom na hulle huise toe en weer teruggetrek in hulle ruïnes in, want daar was nie eintlik daai tyd nog kampe nie. So die eerste 2 kampe wat dan was Pretoria en Bloemfontein se konsentrasiekampe wat die Engelse as vlugtelingkampe genoem het. Nie konsentrasiekampe nie. Maar op die einde was daar oral langs die spoorweë af, van Mafeking af en terloops, dit was die eerste konsentrasiekamp, tot in Allewal Noord en tot in die kolonies was daar toe nou konsentrasiekampe. En daagliks per waans het daar mense opgedaag, vrouens en kinders, wat dan nie daar afgelaai is. Nou die probleem wat toe gebeur het, toe bereik die nuus Engeland oor die konsentrasiekampe en die humanitêre probleem wat daar ontstaan. En Emily Hoppa's wat toe woon in Cornwall, stel haarself beskikbaar. Haar oom was in die liberale party, hy het kontak gehad met 'n man met die naam van Leonard Courtney, en omdat Emily baie goed kon skryf en teken, sy was ook 'n opgevoede vrou, het hy haar aangestel as sekretaresse van 'n sekere organisasie. Dit is 'n komitee. Hulle noem dit the South African Conciliation Committee. En toe het hulle het 'n bekommernis gehad, want hulle wou graag na Suid-Afrika toe gaan, of iemand stuur om te kyk na die vrouens in distress. En Emily klim toe op die 7de Desember 1900 op 'n boot, op 'n seilboot, en sy seil na Suid-Afrika. Toe sy in Suid-Afrika aankom, in Kaapstad, stig sy die South African Women and Children Distress Fund. Dis 'n fonds waar mense kan geld skenk, en dan sal sy dit aanwend vir vrouens wat op die oopvelde swerwe, of wat in die houerkampe is, of konsentrasiekampe, of terwyl refugee camps. Sy het toe by Sir Alfred Milner, die oorlogssekretaris, toestemming gekry om by Lord Kitchener, wat toe die Scorched Earth Policy, wat die verskroeide aarde beleid was, ten volle toegepas het. Dit het later aan nie meer saak gemaak of jy 'n handshopper en of jy 'n joiner was en of jy wie was nie. Hulle het besluit hulle gaan alle plase afbrand. Daar was soms per dag by op hierdie lyne het hulle 120, 130 plase per dag afgebrand. En hulle het dit genoem, hulle subdue die boeremagte. En deur om hulle te subdue, het hulle gehoop dat hulle kan op hulle knieë dryf en tot oorgawe dryf, sodat hulle boererepublieke kan weggee. Goed. Sy kry toe 2 treintrokke en baie permitte het daarmee
saamgegaan om te kan ry na Bloemfontein, konsentrasiekamp toe. Sy stel toe 'n verslag, sy het 'n hele verslag geskryf oor wat sy gevind het in die konsentrasiekampe. Haar verslag was 'n 40 bladsy verslag en sy stuur dit toe terug aan die South African Conciliation Committee. Die verslag is 'n wêreldbekende verslag en hy's in 1901 geskryf en daar staan Report of a visit to the camps of women and children in the Cape and Orange River colonies. In die verslag beskryf sy wat sy gesien het en voorstelle hoe om die situasies te verbeter. Dit het bietjie gehelp want teen Desember 1901 was daar bietjie minder sterftes. Op die treintrok wat Bloemfontein toe gaan, is hy toe 12 ton voorrade bymekaar gemaak. Dit is komberse, linne, medisyne en sulke dinge wat sy gedink het hulle kan nodig kry. En ek sal later vir julle 'n bietjie lees uit hierdie verslae uit, want dit is baie hartseer wat sy daar gevind het. Sy skryf toe 'n dokument ook op 'n brief en sy stuur dit aan 'n man met die naam van Millicent Fawcett, wat 'n parlementariër was in Engeland. En hy word toe aangestel op 'n kommissie deur die liberale parlement. Sy het nooit erkenning vir daardie aanstelling gekry of hulle bevindinge gekry nie. Maar dit het baie gehelp, want daarna het dit wêreldbekend geraak, die onmenslike aanval op burgerlikes in plaas van op 'n oorlogsfront. Altyd was oorloë op 'n front geveg en daar was sekere reëls omtrent oorloë, maar om agter die lyne burgerlikes te vermoor en te verbrand en al hulle lewensmiddele te vernietig, is baie hartseer. En dit vernietig die rede hoekom hulle in die eerste plek veg. En toe het die Fawcett Commission mense gestuur om 'n ondersoek in te stel na die probleme daarso en wat daar aangaan. En hy het in daai kommissie se verslag het hulle genoem methods of barbarism, wat barbarisme beteken. 'n Barbaarse oorlog wat die Britte dan teen die boere gemeenskappe geveg het. Nie net geveg het nie, maar die gevolge ook daarvan. Ja, na dit alles is daar natuurlik blokhuise gebou en lyne gebou. So met die blokhuislyne was die boere nou ordentlik gesubdue en dit het toe nou gelei na die feit dat die boere toe die vrede van vereniging geteken het op die 31ste Mei. Dit was 'n Sondagnag, 11:00 in Melrose House. Ja, dit was die hoofkwartiere van die Britse garnisoene in Pretoria. Ek gaan nou net 'n bietjie lees. Everyday life in the camps continued, albeit a few restrictions. Then the men on commando started returning. Ek praat nou van na die vrede van vereniging geteken is. What the women had lived through, something which had been both terrible and also an everyday part of their lives for a very long time, was then brought home to many Boer men in one traumatic moment. Many had lost at least one child, while for some it was far worse. One of the accounts in the Harphouse's War Without Glamour, dit is 'n boek wat sy geskryf het, haal ek aan. It was a sight to see the long lines of surrendered burghers rushing into camp to meet their families. 4 brothers, Delport by name, came in together and met a friend. The first asked, "Where's my wife's tent?" "Your wife and 4 children lie yonder in that enclosure." The second cried, "And my wife? Yours with 6 of the children is there too." The third said, "And mine? Yours with 6 of the children is there too." The fourth, "Oh God, what has become of our poor old mother?" "Oh, she died long ago," first of them all. Daar was ook 'n dilemma na die oorlog. Emily Harphouse het aangedring dat daar moet 'n heropbouprogram moet wees.
deur die Engelse om op te maak finansiëel en met behulp van ploë en met behulp van heropbou van plase sodat die boere weer kan boer. Want die plaas vrouens en boere het teruggegaan na plase toe, die dakke, alles was weg, alles was verbrand, tot die sinke was gebruik vir blokhuise, daar was geen saad om te plant nie, daar was geen koeie wat kan kalf nie, alles was weg, daar was nie meer lande oor nie, en alles was verskroeid en verbrand. En sy het aangedring dat die boere wat so verarmd was, so verslete, hulle het alles verloor, as ook hulle lewens, dat daar moet hulp wees vir hulle. Maar baie boere was te trots daarvoor. Emily het 'n lang verhouding en kommunikasie met president Steyn se vrou gehad. Sy vrou se naam was Tibby Steyn. Ek praat onder korreksie, maar ek dink is Francesca Isabella Steyn. En sy het altyd met haar gekommunikeer en dan het sy gehoor hoe gaan dit met die boerefamilies. En toe het sy en Tibby besluit, hulle gaan van die boerevrouens, ek wil ook sê dat baie boere was te trots om van Engelse se hulp gebruik te maak na die tyd. Hulle het eerder dan op myne gaan werk, hulle het ambagsmanne geword, hulle het bywoners op ander plase geword, en dan was daar ook 'n probleem. Baie van hulle het verbande op hulle grond gehad. So hulle grond was nie eers verkoopbaar nie, want daar was niks om mee te boer nie. Ek is amper klaar. Ekskuus, Corrie, ek dink hulle het hulle ook nie Engelse vertrou nie. Dit was die eintlike ding, jy weet. Ja. Jy weet, hulle het so seer gekry deur dit alles, dat ek weet nie hulle het hulle werklik vertrou nie, as jy nie mooi gaan lees. Wel, dit is ook so, iemand, daar is opinies ook, dat daar's 'n rede hoekom president Kreer nooit teruggekom het nie, want hy was nie bereid om onder 'n Engelse vlag te lewe nie. Ja. En daai mense was miskien nie bereid om weer onder 'n, of vermoënd om onder 'n Engelse vlag, of hulle wou nie die verder te gaan nie. Dis doodreg. Okay, so een van 'n wonderlike ding wat sy ook gedoen het na die oorlog, is sy het saam met 'n vrou met die naam van Margaret Clark in Philippolis, het hulle van die jong meisies en jong vrouens, het hulle dan 'n skool gestig in Philippolis, en hulle het hulle geleer om te weef en weer die fynste kant, die kant wat hulle verloor het in die brande, en daai kant weer te kan hikkel, te weef en te weer hikkel. Na dit was daai skole uitgebrei na 26 skole toe in die land, en dit was bekend vir die pragtige werk wat sy gedoen het en geborg het. Sy het ook na die tyd, na die Anglo-Boereoorlog verby is, het sy teruggegaan Brittanje toe, en sy het in die Eerste Wêreldoorlog ook baie hulpverlening en welsynswerk gedoen in die oorlog van families en gesinne wat in Europa in die Eerste Wêreldoorlog dan ook dieselfde probleme gehad het met die geallieerde magte teen Duitsland. Okay, so dan daar's 'n ander ding, die kondisies in die konsentrasiekampe, die tente was, hulle het dit beltente genoem. Dit was 'n tentjie sonder seile onder. Daar was nie matrasse nie, daar was geen meublement nie, daar was net een kombers het elkeen, en letterlik die klere wat hy saam met hom kon vat. My eie ouma het swanger, was aan die potgieter, van Bethlehem af tot by Harry Smith se konsentrasiekamp gestap, voor die Ossewaans, wat hulle dan ook gebyt het, en soos wat hulle gegaan het na ander plase toe, het hulle dan net nog mense opgelaai tot dit vol was. So die beltents was ijskoud in die winter, en mense het partykeer 'n dubbele tent kon kry. Hulle het 6 tot 8 mense in een so tentjie gesit. Dit was een tentjie, op 10 by 10 meter, vierkante meter. Geen hoenders mag aangehou word nie, daar's nie hout nie, daar's nie vars water nie, siektes is volop, daar's glad nie seep nie. Hulle kosrantsoene kan ek later vir julle lees, dis baie interessant. En dan was daar ook ander tente in die kamp wat dan hulle dubbeltente genoem het, en daarin het hulle 18 tot 20 mense gesit van 3-4 families gelyk
Party families het van hulle bediendes wat deel van hulle families was, wat van die Kaap af gekom het, wat nie ander familie het nie, ook maar daar gebly, voedvrouens, bywywe en almal. So die kondisies in die konsentrasiekampe was baie moeilik. En dit was weens die koue, die temperature, die swak administrasie, geen skoon water nie, was dit onmoontlik om daar te lewe. Daar's ook 'n ander ding wat ek vir julle wil sê, is dit, ek's 'n natuurbewaarder en 'n kunstenaar, en dit is baie maklik om prentjies in te kleur. Maar daar's 'n natuurverskynsel wat 'n mens noem Shelford's Law of Tolerance. En dit gaan oor populasies wat aanwas en populasies wat dan verminder. En Shelford's Law of Tolerance sê die ideale grafiek, en professor Erik Holm sal dit ook aan julle kan verduidelik, dat as die kondisies goed is en een ding gaan sleg, dan kan 'n populasie vermeerder. Maar as al die kondisies verkeerd is, kan die populasie net verminder en sterf in 'n konsentrasiekamp situasie. Om 'n voorbeeld te gee, as 'n mens 'n klein voeltjie uit 'n nes uithaal en hy kry koud, maar jy voer hom genoeg en hy die regte medisyne en hy bly warm, dan gaan hy dit dalk oorleef. Maar as hy nie kos kry nie en hy kry koud en hy word buitekant gelos en die son bak hom, laat hy verbrand en hy het nie beskutting teen roofdiere, siektes of iets nie, dan gaan daai voeltjie sterf. So verskeie omgewingsfaktore veroorsaak dan dat 'n populasie kan, of 'n individu in feite, kan groei of heeltemal uitsterf. En in die konsentrasiekampe was die kondisies so dat daar geen manier was wat hulle eintlik kon lewe nie. En daarom is meer as 80% van die sterftes kindersterftes, kinkoes, tifoïed, koors, en dan die ander 20% was dan vrouens en bejaardes. Okay, ons kan later weer gesels oor die briewe wat sy geskryf het aan die report of the visit to the camps of the women. Maar dit is 'n ander bladsy. Ja. Baie dankie. Corrie, ja, dit is so baie insiggewend geweest. Die baie van hierdie goed wat ek nie eens weet nie, jy weet, so nee, dit is baie leersaam geweest en jy weet, dit is wonderlik wat daai mense als deurmaak. Jy praat van kos en daai goed. Mafeking sê hulle het die seentjies baie kere by die slagpale gegaan. Die swart is hulle daar weggejaag, want hulle wou net 'n stukkie derm om sop te maak, jy weet, byvoorbeeld. En die omstandighede en die nie omgee nie en die hardvochtigheid van die kampkommandant, jy weet, was baie, maar dit is wonderlik. Ek is baie, sê vir jou baie dankie, sover. Dit is 'n groot plesier.